We were at Century City. We were on the buses. We actually had to wait. The wind was actually quite strong. We got onto the buses and they told us the bus would leave within the next 15 minutes. And I actually fell asleep on my fiance's shoulder. I was sitting there and I was sleeping. And I woke up to the news that people were starting. I heard the chatter that it's been cancelled, and I just woke up and I said, what's been cancelled? And they said, no, the marathon has been cancelled. And then at 5 a.m. we received WhatsApp messages, and then they confirmed that the race has been cancelled. Okay. So I think I was in complete disbelief. Everybody was just aimlessly sitting there not knowing what to do, because nobody believed that this is actually happening. It felt like, it was like a punch to the guts. It's difficult to explain because the emotions you go through, because you went through months and months of training. I think the whole takeaway from this is that we are a very resilient nation, South Africans. And to see thousands of runners getting together there, and despite this massive letdown, we still managed to get together, take that spirit that we have, which only South Africans have, and we ran. And people were cheering us. The motorists were so great. They were on their horns and they were yelling at us and giving us kudos. And there were random people literally handing us water and fruit. And just people that got together along the route, all the way to Camps Bay, Hope Bay, all along the route. And it was just, it felt like we were still running a race. And people were singing and dancing. So it was really, really amazing to see the people getting together and the spirit. So yes, it was a bittersweet, I think I would call it a bittersweet day. We didn't get to run the actual Cape Town Marathon, but we got to run. And some people ran their 42. They really ran their 42, which I think is amazing. Yeah. So I mean, if I have a message to anyone that went there, and it would have been their first marathon, you trained hard for it, because I know what it takes to run your first marathon. You train really hard for it. Yeah. And they might feel let down and maybe not want to do it again, but that doesn't define you. What happened doesn't define you. So keep on going, run, find another marathon. I mean, there's so many marathons coming up. Build on that fitness. The thing is, you can run another marathon now, you can train more, and you'd be stronger for the next one. Yeah. So I mean, this was completely out of the organizers' hands. I think there's a lot of controversy. I would play devil's advocate and say, what if they did let the race continue and the infrastructure did collapse and people did get hurt? I mean, I want to actually quote Graham Block in saying the infrastructure on the road was damaged, where our water points were supposed to be. And they couldn't just sign off on that. The disaster and risk management said they can't sign off on that and let the runners run. No. So I think personally on my side, yes, it's sad. It was really sad, but it was a bittersweet day. I ran the 10K the previous day, and it went off without a hitch. So I am so confident they would have gotten the Abbott Major. Maybe they still do, but it was it really was an amazing weekend, lessons learned, and yeah, we saw a strong nation standing together again, and that's what was beautiful about it. Ja, Jeff, ek was al klaar by die stadion gewees, kar parkeer daarso en ja, ons het reggemaak om op te gaan na die start. En ja, by die toilets het die mense gesê, ja, die reis is gekansel en ek kon dit nie glo nie, jy weet. So dit was net bietjie onwerklik vir ons gewees, jy weet, want die weer was baie kom ek sou vir jou sê, ek het al baie wedlope gehardloop in die Kaap, Kaapse marathonne, Two Oceans, en ek moet sê vir my was die wind het gewaai die aand voor die tyd, maar ek het al by tye met ander marathonne was die wind al baie erger gewees. Nee, en dit was my eintlik 'n skok gewees. Jy weet, dit was eintlik onwerklik gewees, want die dag was eintlik so mooi, jy weet, maar ja, ek het baie opinies oor dit natuurlik en alles. Ek is 'n ou hardloper. Jy weet, kom van die ou tyd af. Ja. Ons het al wedlope gehardloop en jy weet, in ander weersomstandighede. Vir my gaan dit, ek verstaan wat die mense praat van, dat safety is belangrik. Ek stem saam met die mense, safety is belangrik en jy moet kyk daarna. Maar vir my was dit net 'n impulsiewe, ja, dis net my opinie. Baie mense gaan van my verskil, maar
wat hulle verduidelik het, ons het nog nie al die inligting van hulle nie, maar wat hulle verduidelik het, was die mediese tent het omgewaai en al daai goeters, maar ek wil net sê, dis 'n major. Dit is nie 'n SWD wedloop, wat net sommer 'n wedloop is nie. Ek gee nie die organiseerders nou hier in die SWD dat hulle nie 'n wedloop kan organiseer nie, maar jy gaan vir 'n major. Nou, daar is net 7 majors op hierdie stadium in die wêreld. So, jy moet weet, jy moet 'n plan A, 'n plan B, 'n plan C hê. Ja. Ons almal weet, ek bly nie eens in die Kaap nie, en ek weet dat dit waai, die wind waai. So jy moet voorsorg tref, dis 'n major. Let wel, jy wil graag 'n major marathon, dis 'n aansoek wat jy doen. En of jy nou 100 kilo, wat hulle nou sê, dit was 100 kilometer of 80 of wat ook al, dit maak nie saak nie. Die goeders moes in plek gewees het. Soos byvoorbeeld, die mediese tent wat omgewaai het, of wat ook al. Daar was 'n registrasie in die stadion, het ons geregistreer. Hulle kon dit maklik geskuif het. Nee, dis maklik vir iemand anders soos ek om te praat, want ek ken nie al die inligting nie. Maar as jy regtig, jy gaan vir iets groot, wat vir Afrika, dis belangrik vir Afrika. Jy gaan, ek noem net 'n voorbeeld, as jy na PE toe gaan, hulle weet, nee, die wind waai daarso, nee. Die groot ding is, nee, daai Ironman mense, nee, daai winde het al gewaai, maar daai tente bly daarso. Die bome het al gewaai en dit amper omgewaai, maar hulle infrastruktuur het gebly staan. So ek het baie opinies daarso oor, maar vir my, jy weet, baie mense gaan nie saam met my stem nie, maar ek dink nie, vir iemand wat hulle major gehardloop het, nee, dink ek nie Kaapstad is enigstens naby by 'n major nie. Ek weet baie mense gaan kwaad wees vir my en dit, maar vir my persoonlik het hulle die besluit bietjie te vinnig gedoen, nee, want dit was 'n fantastiese dag gewees. Nee, en ek het Saterdag die 10 km gedoen, en laat ek jou sê, die Saterdag se 10 se wind wat ek gehardloop het in die promenade was vir my erger as wat ek Sondag gehardloop het. Ek verstaan, die wind het gewaai 12 uur, 1 uur die oggend, op daai stadium. Maar, weer eens, dis nie net 'n wedloopie, alles moes in plek gewees het. As daar orkaan of wat ook, daar is altyd omstandighede. Soos ek sê, safety is altyd belangrik, nee, maar jy weet, mens moet dink ook aan die hardlopers en daai goeters. Hardlopers was baie ongelukkig gewees en alles, maar die beste uit die hele dag. Ek moet eerlik sê, dis 'n baie groot disappointment gewees, want baie hardlopers kom ver, ons praat net in Suid-Afrika, nee, wat vliegtuig, jy weet, dis baie geld wat hulle spandeer, baie ure wat hulle geoefen het en al daai dinge, en as jy kyk na die statistieke, is Kaapstad die grootste aantal mense wat hulle tye insit vir Comrades en Two Oceans. So baie ouens gaan om 'n vroeë kwalifiserende te hê en 'n goeie om 'n Comrades kwalifiserende tye te kry daarso, jy weet. Hulle was baie teleurgesteld. Ek het met mense gepraat oor see. Daar het ouens ingevlieg van die Saterdag, net om die marathon te kom hardloop, en hulle vlieg alweer vandag terug. Ja. So, daar is, en ek dink met die major stories en dit ek weet nie wat gaan gebeur nie. Vir my persoonlik ook, hulle het dit nou geskuif volgende jaar 26ste Mei, is 2 weke voor Comrades. Hulle worry nie eintlik regtig oor, hulle worry eintlik net oor die major, jy weet. So 'n Comrades atleet gaan nie nou 2 weke voor die tyd gaan die Kaapse marathon hardloop nie, maar ek dink net vir my is dit maar persoonlik, want daar's Berlin in Chicago wat nou hierdie tye gehardloop word. Maar okay, dis nou heeltemal iets anderste, maar vir my die beste was, die mense, nadat alles gekanselleer was, het almal, of ek sal vir jou sê, seker 20,000 mense, het op daai promenade gegaan. En ek sal vir jou sê, hardlopers word nie ondergekry nie. Groepies is gestig, dit was so 'n gees gewees. Ons het Camps Bay toe gehardloop, nee, ek en my vrou en van my vriende en dit.
En wat dit so lekker, dit was 'n wonderlike dag, dit was so spesiaal geweest, nê? Want as ek die Kaapse Marathon gedoen het, sou ek nooit saam met my vrou gehardloop het nie. Ek sou nooit saam met my vriende gehardloop het nie. So, daar's altyd 'n positiewe uit 'n negatiewe. En om te sien hoeveel mense saamkom en nie net te sê, ja, ons kan nou nie meer hardloop nie, maar nog steeds uitgaan en dit te gaan doen, jy weet, dit was ongelooflik. So, ek het vir my persoonlik, het ek met meer teruggekom uit die Kaap uit, as wat ek die Kaapse Marathon sou gehardloop het. Want dit was vir my ongelooflik geweest en dit maak my trots om 'n hardloper te wees. Dit maak my trots om in die running community te wees. Ja. Jy weet, ja. Jy weet, ek kan nou baie dinge sê. Hoekom is die kabelkarretjie? Die kabelkarretjie, as die wind baie sterk waai en al daai goed, dan loop die kabelkarretjie nie. Sondag het hy geloop. Die ferries het geloop na Robben Eiland toe. Ja. Jy weet, allerhande dingetjies, jy weet so, maar ek is nou net een persoon en baie mense gaan van my verskil in al daai goeters, maar ja, dis nou maar net ek en ek sê maar net my sê en ek is maar 'n harde hardloper. Ek het al in haal gehardloop en ek het al in sneeu gehardloop. Ek het al, jy weet so, en ek weet safety is belangrik, maar regtig, jy gaan vir 'n major. In 'n major, dis belangrik vir Afrika. En regtig, dit was net dit was bietjie disappointing geweest.